Vanoggend se fokus is kunsmatige intelligensie en die rol wat dit speel in landbou spesifiek. Dit is my so lekker om met Doug Woolley en Philip Heidenreich te gesels. Nou, hulle is albei in die industrie van tegnologie. Doug is die algemene bestuurder en visiepresident van Dell Technologies Suid-Afrika en Philip is die direkteur van Moyo. Manne, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre Mia, dankie. Dit is vir my altyd so lekker om oor tegnologie te praat, want mens kan nooit nie verstom staan as mens kyk die impak en die rol wat tegnologie in landbou speel nie. So sê vir my, volgens julle, hoe verander gevorderde KI-infrastruktuur die hele landbousektor in Suid-Afrika? Die onderliggende tegnologie is definitief op 'n vlak waar ons dit baie meer algemeen kan benut. Ek weet, artificial intelligence is al saam met ons vir die laaste 20 jaar. Maar ek dink wat gebeur het in die laaste 2-3 jaar is dat die toolsets wat beskikbaar is, het dit baie meer gemaklik gemaak vir die algemene mens om dit te benut. En daai het definitief 'n impak op hoe ons 'n data-gedrewe besluit kan neem in enige industrie. So dit gaan nie net oor die landboubedryf nie, maar enige industrie kan nou definitief hulle data benut en 'n verskil sien in hoe hulle dit benut en tweedens wat se insale kry uit die data wat daar gebruik word. En ek dink die tweede gedeelte daarvan is die onderliggende infrastruktuur wat 'n mens benodig het, is nou ook meer algemeen beskikbaar en ook op 'n vlak waar jy regtig groot computational generation kan doen op hierdie infrastruktuur. Doug, ek sal graag wil weet, kon julle, jy praat nou van so 2-3 jaar terug, kon julle duidelik in die industrie opmerk dat daar 'n opwaartse aanvraag, belangstelling, nuuskierigheid is, en wat spesifiek het tot dit gelei? Kon julle vasstel, is daar iets spesifiek? Ja, twee dinge. So ek dink die eerste ding is soos ek gesê, die onderliggende infrastruktuur, so die rekenaar tegnologie, in hierdie geval GPU's, graphics processing units, het groot spronge geneem en dit het toegelaat dat AI vinniger kan werk. So dit is seker die grootste impak. En die tweede ding is, jy het onmiddellik gesien met wat ons noem large language models, en daar's 'n verskeidenheid vandag in die mark. Dit het algemeen beskikbaar geraak en ek dink een wat almal sal ken is iets soos ChatGPT. Ja. So dit was die ding wat ek dink alles ontvlam het en wat almal laat besef het dat jy het regtig nou as 'n algemene persoon op die straat AI beskikbaar op 'n foon, op 'n rekenaar en selfs in jou besigheid. So daai twee tendense het definitief dit amper half gedemocratise. Waar in die verlede was dit altyd vasgevang by universiteite en ontwikkelingsareas, waar dit nou 'n algemene ding is en jy weet, dit is so maklik om die tegnologie te gebruik. Ja. Philip, ek dink as mens kyk na die rol wat hoë prestasie rekenaars in vinnige en akkurate siekteopsporings in gewasse speel daai rol. Eerstens, wat word gesien as 'n hoë prestasie rekenaar? Wat is dit? Maar wat is daai rol in die voorkoming of die opsporing van siektes in gewasse? Ja, ek dink die belangrikste ding vir boere huidiglik is hulle is baie jare al besig met baie inligting. Hulle samel soveel inligting en is baie manual van aard. So hulle doen hulle beplanning en hulle doen hulle hulle toediening van plaagstowwe en al daai tipe van goed. Met hulle inligting wat hulle oor die jare ingewis het. Nou die vraag is, hoe vat jy hoë spoedprosesse en gebruik tot jou voordeel? En die belangrikste is om daai data binne 'n infrastruktuur te kry. Soos Doug ook gesê het, jy soek dit baie naby aan jou plaas, jy soek dit, laat jy vinnig en op hoë spoed prosesseringswerk kan doen om vir jou daai inligting te gee om ingeligte besluite te kan maak oor jou plaas. Hierdie geval wat nou bespreek in terme van insek of siektes op die plante. Daai is baie manual van aard al die jare gewees. Die boer ry rond, hy het 'n visuele inspeksie van sy plant.
En dan maak hy 'n ingeligte besluit daar. Dis baie tydrowend, jy weet, hy moet baie afstande ry, die kostes is relatief duur. Waar hierdie tipe hoofprosessors, generative AI, vir jou die nodige krag gee om vinnig daai inligting te kry, baie hommeltuig in hierdie geval, en dan ook dit te prosesseer om vir jou vinnig daai plant siekte toestand te gee. Ja. En dan kan jy jou boerdery van daar af beplan en vinnig, jy weet, aksie neem. En die hele ding van dit is geweldig akkuraat. Is ek reg? Korrek. So hoe 'n generative AI model werk, en daar's 'n klomp van hulle. Daag het nou net genoem large language model. Daar's 'n klomp van hulle wat nou beskikbaar is in die mark. Wat jy dan nou eintlik weet oplei. Jy gee hom inligting van jou plaas, en dis wat die ryk weet tegnologie ook vir ons gegee het. Ons kan jou eie inligting gebruik van jou plaas of vir jou boerdery oor jare. Ons kan dit begin met weerpatrone, jy weet, analiseer. En dan kan jy spesifiek dan dit gebruik om vir jou daai inligting werkbaar te kan maak in jou plaas. En dan vir jou die resultate kan gee om daai ware toevoeging en kostebesparing of groei in jou inkomstes te kan realiseer. Ek wonder nogal partykeer, jy praat nou so van mens voer KI, kunsmatige intelligensie, met inligting. Ek dink partykeer oor die feit, ek wonder of mense bang is dat daai inligting wat hulle deel, dat hulle self eintlik in 'n, ek wil amper sê 'n kwesbare posisie plaas. Dis nie noodwendig die geval nie, nê? So jy het wat ek sal noem oop modelle, soos ChatGPT, Grok, Claude, ensovoorts. Maar die ding is, as jy in 'n kommersiële model inkom, is dit 'n geslote model. So die inligting wat jy daarin sit, is inligting wat dan privaat is en wat beskerm word. Ja. En ek dink dis wat 'n mens moet onderskeid tref. Is 'n model wat jy aflaai en gratis gebruik. En weet, my advies daar aan mense is, moenie persoonlike inligting insit nie, want die minuut as dit in is dit beskikbaar vir almal om te gebruik. Maar daar's kommersiële modelle wat jy voor betaal. En jy weet wat Moya byvoorbeeld doen, is hulle gebruik 'n geslote model en hulle gebruik daai inligting en dit is jou private inligting. Dit word jy weet van 'n sekuriteitsoogpunt beskerm en jy kan dit dan gereedelik gebruik en dit bly jou inligting. So ja, dis die onderskeid wat 'n mens moet tref tussen die twee. Jy gebruik nog steeds die oop modelle, want die inligting wat daar is legio, maar dit word ingetrek dan in 'n privaat model. En jy werk van daar af. En dis wat Philip hulle presies gedoen het, is hulle het 'n geslote model gebou van 'n large language model af in die industrie. Ja, ek is dankbaar vir die uitklaring. Ons weet dat tegnologie oor die algemeen alles versnel. Ons lewe in 'n tyd waar ek kan amper partykeer nie dink hoe angstig dit sommige mense moet maak nie, want dis ook nie iets wat dis 'n verandering wat plaasvind en dan sien ons dit verlang nie. Daar's die heeltyd verandering. Nou, ek sal nogal wil weet, hoe versnel KI geoptimaliseerde hardeware die ontwikkeling en implementering van landbou KI modelle? Hoe lyk daai versnelling? Ja, so ek dink van my kant af in terme van tegnologie, jy weet, Moya is in die digitale veranderings, jy weet, besigheid. So organisasie in geheel praat van 'n digital transformation. So digital transformation is hoe versnel jy en hoe optimaliseer jy jou besigheidsproses wat tradisioneel eintlik 'n manual was, baie mense betrokke en so voort. En die ding wat met tegnologie vir jou so toeganklik maak en so vinnig maak, is jy kan nou hierdie tegnologie wat ek van praat in terme van die hardeware baie kry in jou netwerk op jou plaas. En jy kan dit outomatiseer deur generative AI te gebruik en jou inligting, soos wat ek ook gesê, die geslote netwerk te gebruik, om dan jou model of jou plaas en jou insig van jou data so slim te maak, dat jy nie alles sal kan onthou, jy weet, soos wat jy tradisioneel gedoen het nie. Jy weet, dit is daai, jy weet, op 'n papiertjie en op 'n spreadsheet al jou dinge onthou van hoe dit gegaan het oor die laaste paar jaar. Nou is dit so toegang met die druk van 'n knoppie, weet jy van jou plaas en dit is visueel vir jou om jou hele land
uiteen te sit en vir jou presies te sê waar daar probleemareas is, wat jy moet adresseer. So dis baie toeganklik, dis koste-effektief en ek dink dit is relatief eenvoudig om met 'n maatskappy soos ons en soos Dell en Moyo vinnig te gesels en ons kan in 2 weke vir jou uiteensit wat kan gedoen word. Ek wil sommer net afsluit met, ek is altyd verstom oor die akkuraatheid van KI. En ek dink dit is iets wat mense so opgewonde maak, want ons sê mos tussen kringe, ons werk nie harder nie, ons werk slimmer, maar tegnologie maak ons slimmer. Wat se tegnologiese vooruitgang het hierdie akkuraatheid moontlik gemaak? Wat is daai een ding? Ek dink dis een ding nie, ek dink wat ons gaan nog sien, ons is nog letterlik in die beginstadiums van generative AI. En die modelle wat nou uitkom, en ek vat nou ietsie soos Grok en Claude, en selfs DeepSeek wat baie mense nou in die nuus onlangs gesien het. Hierdie is nou reasoning modelle. So die modelle begin letterlik self ontwikkel en self goed begin uitdink. So ons is regtig op pad waar jy letterlik dink aan al die inligting wat jy ooit in jou kop het en al die ensiklopedieë, jy het dit nou by jou oombliklik. En ek dink wat hierdie gaan doen, en jy het net nou 'n statement gemaak dat mense raak bang hiervoor. My ding aan almal is, begin hierdie tegnologie gebruik, jy gaan heel verbaas wees hoe dit jou gaan in 'n posisie sit van sterkte. En dis een van daai situasies waar jy wil voor uitkom op hierdie tegnologie. En jy gaan in 'n situasie kom in die volgende jaar of 2 waar jy definitief gelei gaan word deur hierdie tegnologie in elke bedryf waarin jy is. Wat vir my ongelooflik is die opwinding, en die ding is net, mens moenie bang wees nie, nee. Speel met dit en toets dit. Ek is so dankbaar vir julle tyd vanoggend. Dankie dat julle 'n bietjie met ons gedeel het en mag dit sommer net goed gaan daar aan julle kant.